Here, in die teenwoordigheid is daar vryheid. In die teenwoordigheid is daar 'n gejuig en 'n gejubel. In die teenwoordigheid is daar uitkoms. In die teenwoordigheid sien ons kans vir môre. Here, mag ons soekend wees vir meer van U. Meer van die teenwoordigheid. Meer van die krag. En mag ons net nooit tevrede wees met dit wat ons het nie. Mag ons altyd meer wil hê van U. Meer van U en minder van onsself, Here. Mag ons minder van onsself, meer van onsself neersit, sodat daar meer van U kan begin werk in ons lewens. En dan sal ons as kerk sigbaar sien, en die mense daar buite sal sigbaar sien, hier's iets besig om te gebeur. Wanneer die Heilige Gees begin werk in mense se lewens, in Jesus naam. Amen en amen. Amper sê ek, jy mag jou sitplek inneem. Vir my 'n voorreg om hierdie woord, ek glo dis 'n woord van die Here af, en voor ek begin, ek het 'n lekker dik baadjie aangehad. Ek kry koud van middel Mei tot einde September. As jy my hand skud, dan sal jy agterkom ek kry koud. Dit ontdooi net nooit nie. So toe trek ek die dik baadjie aan, en ek trek toe hierdie baadjie aan, en toe sê, ja pastoor, maar jy's braaf. Ek sê wel, ek moet seker netjies lyk, as ek nie met so 'n kappie aankom nie. Maar toe besef ek, dit is my trousoet se baadjie. Ek weet nie wie van julle kan sê, julle pas nog in julle trousoet nie, maar ek pas nog in hom. Ry sê, hy pas nog in hom. Benny, jy ook? Ja, maar die manne bly in shape. Wie pas nie in sy trousoet nie? Wie sin is te groot vir hom? Hom Fransen is weg. Hy het hom seker weggebere. Ja, ek weet nie of my broek my nog pas nie, maar my baadjie pas my nog. Sit bietjie knap om die skouers, maar seker die gymwerk wat ek gedoen het. Ja. So een week reeks, ek weet, mens kan dit nie 'n reeks noem nie, maar een keer wat ek hom gaan preek. En dis 'n Afrikaanse, wat noem mense dit, 'n idioom? Hinkepink. Nie 'n idioom nie. Sien my vrou help my reg. 'n Lekker woord. As ek vir jou sê iemand hinkepink, wat doen hy? Loop mank. So ek is 'n jong seun, stamp my knie by die skool in speel. Ja, maar daai dag kom ek by die huis en ek sien dit nou met my twee, as hulle dink hulle kry seer. Dan kan jy skaars op jou been trap. Jy weet later nie wat sê hoe moet ek nou loop om die minste pressure op hom te sit dat my pa dink ek het nou erg seer gekry. Ek hinkepink toe so dat my pa sê daar moet iets fout wees met hierdie kind se been, kom ons vat hom vir ekstrale. En ons gaan vir ekstrale en die dokter sê vir my pa, nee meneer, daar's niks fout met sy knie nie. 'n Paar jaar later gaan verby en my pa op pad huis toe, nee, jy het nou my geld gemors en al hierdie dinge vir hierdie ekstrale, en 'n paar jaar later breek ek my borsbeen en ek het regtig seer. Ek kan nie hoes nie, ek kan nie nies nie. Raai wat doen my pa? Vat my nie vir ekstrale nie. Want hy so bang, daai gehinkepink is nou weer 'n aansit hierso op my borsbeen, en ja, so toe leer ek 'n harde les. So vir die jong mense wat in die huis is, moenie fake hinkepink nie. Ons lees van 'n seun, en as ek jou die storie vertel, moet asseblief dit nie vooruit hardloop en sê, ag pastoor, ek weet waaroor jy gaan preek nie. Dit gaan aan die ou einde, gaan dit daar opeindig. Van 'n man, die seun van Isak en Rebekka.
Hulle tweelingseuns gehad, Jakob en Esau. En Jakob lewe 'n lewe van plan maak. Hy word gebore, hy wil so graag eerste gebore wees, is hy al van geboorte 'n planmaker. Hy het sy broer aan die hakskeen vasgehou en gesê, kom jy hier, ek wil eerste gebore word. En dis waar sy naam vandaan kom. Hy lewe hierdie lewe, koop by Esau sy eersgeboorte reg. Hy werk vir Laban vir 20 jaar. Het min. Hy trou toe later 2 vrouens, ek weet nie wat sy ou is so dom om vir hom so baie moeilikheid te kry nie. Maar hy trou met 2 vrouens, Lea en Rachel, het 12 seuns en 1 dogter. En ons lees, as jy dit wil gaan lees, Jakob se lewe begin van so Genesis 26. Maar ons lees vandag uit Genesis 32, so jy kan daar oopmaak as jy jou Bybel saam met jou het. Maar ons sien 'n gedeelte waar Dawid toe nou al almal bedrieg het en almal te nagekom het om homself te verryk. En na ruk het hy baie. Hy besit baie en ek glo die Here het hom in 'n mate geseën met van dit. Maar Jakob was nog altyd 'n planmaker. Maar toe kom hy op 'n plek waar hy nou so baie het en hy besef sy broer Esau is agter hom aan en wil hom amper doodmaak vir dit wat hy aan hom gedoen het. En Jakob sê, ek gaan 'n plan maak. Maar toe hy hoor, toe stuur hy van sy slawe en sê, gaan kyk. Gaan kyk, wat gaan aan daar by my broer hulle? Wat gaan ek in die oë staar as ek by hom aankom? En die ouens kom terug en hulle sê vir hom, hy kom met 400 man en hy gaan jou kom aanval. En Jakob het nie 'n army nie. Jakob het nie mense om hom aan te val nie, hy het vrouens, hy het kinders en hy het baie plaasdiere, vee. Want daai tyd was jou rykdom. En 'n vrees kom oor hom. En ek het dit al voorheen gesê, so maklik as ons uit onsself uit begin praat, dan kom vrees baie vinnig oor jou. Sonder dat jy vra. Jy kan die gelowigste man wees wat naby die Here lewe, vrees kom van self. Vrees en twyfel. Maar 'n vrees en 'n angstigheid kom oor Jakob. En ons lees in Genesis 32 vers 7, Jakob het baie beangs geword toe hy die nuus hoor. Hy verdeel toe sy mense, sy kleinvee, sy beeste en die kamele in 2 groepe. Planmaker. Hy deel hulle op, al sy besittings, in 2 groepe. Ons gaan nou daar kom. Psalm 56 vers 4 wil ek net sê dat as ons hierdie skrifte wat ek jou nou gaan gee, kan verstaan, wanneer vrees oor ons kom. Want vrees gaan oor jou kom, of jy dit nou wil hê of nie. Jy kan vir my sê, nee, pastoor, ek vrees glad nie. Dan dink ek jy jok, of ek glo jy jok. Maar Dawid skryf in Psalm 56 vers 4, die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. So Dawid sê nie, Here, ek gaan nie vrees nie, en daarom vertrou ek op die Here nie. Hy sê, die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Jesaja 12 vers 2 sê, ja God, U is my heil. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here
is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Psalm 112 vers 10 sê, die goddelose sien dit en vererg hulle. Hy knars op sy tande en smelt weg. Die begeerte van die goddelose man, mense, vergaan. So as ons op die Here vertrou in ons vrees, dan sê dit, sal hy vir jou deurbreek. Maar Jakob raak beangs toe hy die nuus hoor dat sy broer op pad is met 400 man. En hy wil hom doodmaak. En ek wil hê jy moet sien, sy slim plan. 400 man is op pad, hy deel dit op in 2. Ons gaan nou weer daar uitkom. Maar 3 dinge gebeur met Dawid in hierdie proses. Die eerste ding, en Dawid was 'n man wat naby aan Jakob, Dawid. Ek het nou net Psalm, Jakob. Sien, kies vir jou so 'n vrou. Jakob, die eerste ding wat hy doen, omdat hy God ken, hy verstaan wie God is, al maak hy baie foute en al tree hy uit homself uit op, bid hy eers. So die eerste ding, hy bid. Maar ons moet altyd pas op oor hoe ons bid. En ek wil hê ek sal bietjie vertel hoe hy hier gebid het, maar jy kan vers 9 tot 12 die gebed lees. God van my oupa, so hy gaan eers terug, hy sê, U is die God van my oupa Abraham, en my pa Isak. So hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Jy ken hy skrif. Abraham, Isak en Israel eintlik. Here, U het gesê, ek moet teruggaan na my land en my familie toe. So hy herinner die Here, jy is die God van my oupa, my pa en die God dan van my. Ek het gereageer op instruksie dat ek moet teruggaan na die land van my land en my familie toe. U het beloof dat U vir my goed sal wees. Ek is nie al die gunste wat U vir U dienaar gedoen het werd nie. Toe ek destyds oor die Jordaan gegaan het, het ek net 'n stapstok besit. Nou het ek hierdie 2 groepe mense. Here, red my tog asseblief uit die hand van my broer Esau. Ek is bang en hy kom om my vroue, my kinders dood te maak. U het tog mos beloof om vir my goed te wees en om my nageslag te vermeerder sodat hulle so baie sal wees soos die sand van die see, te veel om te tel. Jakob in sy swakheid bid hy hierdie kragtige gebed omdat hy God intiem ken. Hy weet wie God is en hy weet wat is God se karakter vir hom. Hy weet wat God gesê het en die beloftes waarop hy kan staan. Maar hierdie gebed kan jy sy desperaatheid ervaar. Want hy was beangs gewees vir dit wat na sy kant toe kom. So hy bid uit desperaatheid, nie uit goddelike autoriteit uit nie. So as jy verstaan die desperate gebed, en ek het nie 'n probleem met 'n desperate gebed, dat jy uitroep na die Here toe en jy weet nie nou wat om te doen nie. Maar hy herinner eintlik die Here, Here, U is mos dit. U is die God wat my seën, ek is dit eintlik nie werd nie. En hy probeer hierdie hy probeer heuning om God se mond smeer. In plaas van net om te sê, God red my uit. Want God hoor so gebed ook. Ons sien 'n pa in Markus 2:9 vers 24 wat se seun maansiek was. En hierdie pa bid net so gebed.
Hy sê, ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp. Net daai gebed. En dis 'n gebed met goddelike autoriteit. Here, ek glo dat U my seun kan gesond maak. Kom my ongeloof. As ek enige ongeloof, angs, twyfel of enigiets, kom dit tegemoet. En help my uit. Daai pa, toe hy daai gebed gebid het, glo ek, het goddelike vrede ervaar die oomblik toe hy dit bid. Maar as 'n mens hierso Jakob se gebed sien, dan sien ons nie 'n goddelike vrede in hom nie. Want hy het nog steeds hierdie plan wat hy probeer maak om sy besittings te beskerm, dat sy broer tog net nie alles by hom vat nie. So die eerste ene, hy bid, maar hy bid nie uit 'n goddelike autoriteit nie en hy beleef ook nie 'n goddelike vrede wanneer hy daardie gebed gebid het nie. Want direk na daai gebed maak hy sy eie plan. So ons gaan terug na vers 7 toe. Jakob het baie beangs geword toe hy die nuus hoor. Daai angstigheid en vrees kom uit onsself uit en ons begin dan uit vrees uit optree. Maar ons sien hierso Jesaja, daai skrif van Jesaja 12 vers 2. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here is my krag en my psalm en hy het my tot heil geword. Jakob snap nie dit nie, dat God sy krag en sy heil is. Want hy gaan en hy maak sy plannetjies en hy verdeel sy vee, sy kamele, sy vrouens, alles verdeel hy op in twee groepe. En hy sê, gaan julle daai kant en gaan julle daai kant. Want as hy my hier aanval, sy plan is eintlik, en dit staan in die woord, sy plan is eintlik dat as Esau moet kom en hy hom aanval, dat Esau net een groep mense dan vat en dink, okay, dit is alles Jakob sinne. So dan sal hy daai los. Maar wat hy nie weet nie, 400 man sal hom so vinnig oorrompel, hy sal hierdie vat en nog voordat hulle kan wegkom, is hy weer daarso, dan vat hy alles in elk geval. So hy probeer sy eie plan maak en dan sê dit verder in vers 7 en 8. Hy sê dit, as Esau een groep aanval, kan die ander groep dalk ontsnap. So hy bid eers, nie uit goddelike autoriteit uit nie, dan volgende ene, hy beplan, en die een daarna, hy probeer dan beheer. En ons sien ietsie vir my so, ons eie mens. Hy vat toe hy nou agterkom, dalk is my plannetjie so goed nie, ek gaan 'n paar van my goed vat en vir hom stuur as geskenke. Maar hy sê dat hy stuur hulle ver genoeg uit mekaar uit, laat hy dink, sy plan is eintlik dat hy sy broer paai. So hy stuur diere, en hy gee vir hulle presies instruksie wat om te sê, presies wat elkeen moet sê. So hy stuur die eerste ene, jy moet hierdie sê, en dan vers 20 sê hy eindig dit af, hy sê, jy moet sê, die dienaar Jakob kom direk agter ons aan. Dat hy dink Jakob kom nou, en voordat hy kan dink Jakob kom nou, dan kom daar nog 'n geskenk. Dan moet daai ou daai selfde speech sê, ek is hierso om vir jou 'n persentjie te gee, en jou broer Jakob is op pad. Sodat hy hom net daarso op 'n afstand kan hou. So hy probeer hom paai met geskenke, en hy probeer sy eie plan maak. In die Wiersbe kommentaar lees ek, dat Wiersbe sê, wat hy eintlik doen, dis soos om vir 'n baba 'n dummy te gee, wat huil. Julle het al gesien, as jy die dummy in sy mond sit, dan hou hy op huil, want hy suig aan die dummy. Maar as jy die dummy uittrek, dan gaan hy weer. So dis wat hy eintlik met Esau doen. Sit die dummy in Esau se mond, Esau is kwaad vir hom, Esau gaan hom aanval, en net soos wat dan trek hy weer die dummy uit, dan skree Esau weer kwaad.
Ek gaan my broer nou doodmaak. So ons sien hierso dat dis wat hy beplan, sy plannetjies wat hy bymekaar maak. Maar eers Jakob, hierdie klomp name vandag. Jakob het sy hele lewe lank net teen mense gestoei. Probeer plan maak met mense. Sy broer Esau met sy pa Isak. Laban het hy baie lank gestoei mee. En ek wil jou vandag verseker, wat ook al jy in die lewe deurgaan, God ontmoet jou waar jy is. God ontmoet jou waar jy is. Wat ook al jy deurgaan en wat ook al jy mee besig is, God ontmoet jou daar tussenin. So daarom lees ons dan, en dis waar die kruks van die boodskap vandag kom. Jakob het sy lewe lank teen mense gestoei. So wat gaan hy teen God doen? Stoei. So hy stoei, hy kom in 'n stoeigeveg, maar voordat hy daar kom, sien ons dat hy een ding doen. En hy kom by die Jakobsdrif. Nou al sy besittings, nou hulle sê die Jakobsdrif, jy kom nie by hom in die nag en probeer jou mense deurstuur nie. So hy het in die nag daar aangekom. Ons nou onthou met stap tot waar hy wil wees. Kom daarso en hy stuur al sy besittings met sy vrouens deur die Jakobsdrif in die nag. Wat baie gevaarlik is, hy's bereid, want hy weet hy moet nou by die Here uitkom. En hy stuur al sy besittings in die nag deur die Jakobsdrif. En sy dringendheid weet hy, ek moet nou die Here soek. En die Here ontmoet hom as 'n stoeier. Genesis 32 vers 24 sê, en 'n man het gekom en hom gestoei tot dagbreek toe. So vandat hy sy besittings deurgestuur het deur die Jakobsrivier, het hy hom gestoei tot dagbreek toe. In jou duisternis, in jou moeilike omstandighede, in jou nag, wat vir jou nag is, wil ek jou vra, gryp die Here aan, met alles in jou, en moet hom nie laat gaan nie. Hy het met hierdie man, so hulle praat eers, hy het hom met 'n man gestoei, en dan dink baie mense, dis 'n engel gewees, maar dan as jy sien wat Jakob sê aan die einde, dan is dit met God wat hy gestoei het hierso. En toe hy met God stoei, tot die son opkom, sien ons in vers 25 en 26, toe die man sien, toe hy sien dat hy hom nie kan onderkry nie, het hy Jakob sy heup geslaan, sodat hy uit pootjie spring. Toe sê die man, los my nou, die dag begin al breek. En as jy deur die nag stoei, dan klink jy soos Jakob. Uit asem sê Jakob, ek sal jou nie laat gaan, as jy my nie seën. Want ons kom op 'n plek, en die Here, ons raak desperaat, en ons soek die Here, en ons is bereid om met hom te stoei en uit te fight. Ons het mense wat ons ken, wat deur 'n tawwe ding gaan. En ek sê in die week, en dis waar hierdie boodskap gebore is, hulle moet by die Here uitkom, en hulle moet dit met hom gaan uitfight. En toe ek dit sê, toe dink ek by myself, mag ons met die Here fight? En hy herinner my aan hierdie skrifgedeelte.
En ek gaan lees die storie, ken hom, maar gaan lees die storie. Maar so maklik kom ons op 'n plek en ons het hierdie mooi antwoorde, nee, ons mag nie met die Here fight nie, of ja, ons mag, maar jy moet. Weet jy hoe moet jy fight as jy deur die nag fight? En jy los nie die Here nie, en die Here sê, los my nou net, en jy sê, Here, ek gaan jou nie los totdat U my seën nie, totdat U my genees nie, ek gaan nie los totdat daai deurbraak kom nie. Partykeer kom ons op 'n plek en ons is so in 'n stoeigeveg met die Here besig dat ons dink, ons voel. En as ons hierdie deel lees, het hy hom op die heup geslaan dat sy heup uit potjie spring. En Jakob loop van daai dag af verder met 'n hinkepink. Jy mag dalk op plekke gekom het in jou lewe en jy het gesê, okay pastoor, ek het jou al gehoor, ek moenie die Here los nie, en dan los jy nie die Here nie, dan voel dit asof die Here jou pimpel en pers slaan. Of die Here slaat jou op die heup, dat jou heupbeen uit potjie uitspring. Daardie hinkepink het die Here gebruik as 'n herinnering vir Jakob, dat hy hom geseën het. Want as hy so hinkepink, en hy twyfel dat hy 'n geseënde van die Here is, dan onthou hy, hier's my hinkepink, en dit is hoekom ek 'n geseënde van die Here is. En daarom het hy daai dag die seën van die Here ervaar. Soms gaan dit voel dat ons geworstel met die Here te erg is om daar net maklik tou op te gee. Ja, pastoor, jy verstaan nie, ek worstel al 2 jaar met die Here. Ek wil jou sê, hou aan. Want die Here gaan jou hinkepink gebruik, omdat jy hom nie gelos het nie, as 'n herinnering, dat die seëning van die Here lê op jou. Vers 28 lees ons dan, dat wanneer ons die seën van die Here ervaar, al is dit dat jy met 'n hinkepink loop, die Here sal jou herstel, hy sal jou verander, en hy sal jou verlede ook verander. Want daardie dag, toe ons sien, dat onthou Esau het hom nou, hy wou hom doodmaak. En hy het eintlik gegaan om beskerming by die Here te kry, want hy het angstig geraak oor Esau wat hom wil aanval en alles by hom vat. So nou het hy sy besittings vooruit gegaan, en hy het gegaan uit desperaatheid, want Esau wil hom doodmaak, en hy het gesê, ek gaan nie los, totdat U my seën nie, en die seën van die Here het op hom gekom, en die Here sê vir hom, jou naam sal nie meer Jakob wees nie, sê die man vir hom, van nou af is dit Israel, want jy het met God en mens geworstel, en nie kop gegee nie. Vers 29 lees ons dan sê dit, toe seën hy hom daar. Die seën van die Here kom nie dan 'n dag of 2 of 2 jaar later nie. Die seën van die Here is dadelik daar, wanneer die Here dit vir jou gee. Jy mag dalk nog met die letsels loop, maar die Here wil daai gebruik as jou getuienis, dat jy 'n geseënde van die Here is. En daardie dag vat Jakob, en in vers 30 lees ons, toe noem Jakob die plek Pniel, want hy het gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered. En as jy dan in hoofstuk 33 gaan lees, dan dink jy, okay, nou is hy 'n geseënde van die Here, hy's geseën deur die Here, nou moet hy nog steeds vir Esau gaan fight. As die Here sy seën op jou rus, sal hy namens jou fight. Maar Esau kom die volgende dag
vir Esau tegemoet. En ek glo dat, onthou Esau het hom geken as hierdie slinkse broer. Hierdie broer wat homself net probeer verryk en sy eie planne maak en eie dinge doen en hy's eintlik daar om my te na te kom. Maar Jakob kom nie daar as die slinkse Jakob nie. Maar as iemand wat God se genade gesnap het en beweeg as 'n geseënde van die Here. En toe hy Esau ontmoet, toe het hy guns by Esau gevind. Daar was nie meer kwaad gevoelens nie, want die Here het hom vooruit gegaan en sy paaie daar gaan gelyk maak. Esau was nie aggressief nie, en ek skryf hierso, hy het guns aan Jakob bewys. Ek wil hê jy met jou oë net daar sluit waar jy is. Openbaring 22 vers 4. En ek sluit daarmee af. As ons dan verstaan dat ons is aan die kant die kruis, ons hoef nie meer in 'n fisiese stoeigeveg met die Here te gaan nie, maar ons kan dit met die Here uitfight as jy 'n tawwe ding in jou lewe deurgaan. Lees ons, hulle sal reguit na God kan kyk en sien hoe hy lyk. Dat hulle aan God alleen behoort. Jy as geseënde behoort alleen aan hom. Sal uit hulle straal, want God se naam sal oor hulle voorhoofde geskryf staan. Die seën van die Here sal oor jou staan. Die seën van die Here is oor jou. Al beteken dit dat jy met 'n hinkepink loop. Al beteken dit dat die letsels wat jy in jou stoeigeveg met die Here gekry het, moenie daar vasgekeer word dat jy kyk en sê, ag, nou loop ek met 'n hinkepink vir my hele lewe lank nie. In plaas van om te sien, die Here het my geseën as ek dink aan hierdie hinkepink. Want jy het God van aangesig tot aangesig gesien. As jy in 'n worstelstryd jouself bevind, dalk het jy dit uit jou eie uit probeer uitsorteer. Dalk het jy jou eie planne probeer maak. Dalk het jy jou eie besittings bymekaar probeer maak om dit te probeer beter maak vir jouself. Maar tog bly daai angstigheid en daai vrees oor jou vir dit wat môre moet kom. Dis tyd dat ons by die Jakobsdrif moet kom en al ons besittings vooruitstuur. Sê Here, ek gaan U nie los nie. Ek gaan U nie los totdat U my seën nie. Ek gaan U nie los totdat U my genees nie. Ek gaan U nie los totdat U vir my deurkom nie. Sterkie terug het ons die reeks gehad, laat los. Wat gesê het, laat los wat daar agter is. En strek jou uit na wat voor is. Los daardie besittings wat jy so aan vasklou. Los dit agter by die Jakobsdrif en gryp die Here aan. Al beteken dit dat jy dit met hom moet uitfight.
Dankie Here dat U nou in harte praat. Ken elkeen. U weet waar ons onsself bevind. Kom Jesus en neem beheer. Here, laat ons in hierdie geveg wat ons onsself in bevind, omdat ons U nie wil laat los nie, totdat U vir ons deurkom nie. Here, mag daar 'n dringendheid en 'n desperaatheid in ons wakker word, soos wat daar by Jakob daai dag in sy hart wakker geword het. Here, mag U in die stoeigeveg, mag U ons altyd herinner dat U seën oor ons sal rus. Here, nou kom ons daar uit met 'n hinkepink. Mag ons daai hinkepink as 'n getuienis gebruik van U seën en U goedheid en U trou oor ons lewens, sodat ander kan sien dat U vir ons goed is, dat U ons seën, dat U uitkoms gee. Dankie Jesus, dat U gebruik elke ene se duister, moeilike, slegte verlede, moeilike situasies, en U gebruik dit sodat U naam verheerlik word. Here, en ons as Klein Karoo gemeente gaan U nie los totdat U ons seën nie. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen.